Right, nou en dan kom maar game changers op die mark. Hier is een van hulle. 'n Buffalo Tyson, nee. Nou as jy goed in die grond wil insny, ek praat van jy wil hulle loop berre teen spoed, dan moet jy nou nie hierdie video mis nie. Wimpie gaan my bietjie meer vertel. Hoe lyk hy? Hoekom het hulle hom in die mark ingebring? Ons is hier by Valboeredag en dan wys ons julle somme hoe doen hy op hy mieliereste. Wimpie, hoe lyk dit? Lekker net, Joep. Nee, wat doodstil rustig. Nou kom bring julle nog 'n hoë spoed dis in die mark in, nê. Ja. Wat gaan jy aan 'n Buffalo Tyson? Verduidelik my gou vinnig, wat's die plan hier? Man, Joep, ons het so 'n bietjie meer as 'n jaar terug het ons besef daarso is 'n behoefte vir 'n implement om teen spoed te werk, jou stoppels in te sny, braklande te sny, teen spoed te werk en dan nou om 250-300 mm diep te kan werk met die implement. So nie net om basies ek wil sê te krap in die grond en 'n bietjie die grond rond te skommel nie, maar ordentlik die goeders in te sny. Definitief. Ons het nog steeds so alternatiewe reek hoëspoed dissies, maar hierdie ouetjie val in 'n heeltemal 'n ander klas. Want dis wat ek nou wil gou kyk, nê, want hier kan ons nou baie mooi, nê, vir die ouens die verskil wys. Hierso is jou 24 duim en julle is al klaar hierdie kant 2 duim groter as enige een van die kompetisie as ek dit reg het, nee. Ja. Die alternatiewe reeks op die 3-punt modelle kom maar gewoonlik met 'n 22 duim skottel uit. Ja. Hier het ons een met 'n 24 duim skottel uit. So jou skottel vat natuurlik langer om te sluit en hy werk ook maar 'n bietjie dieper. Met jou. En aan hierdie kant is ons nou op die 28 duim. Hierdie kant het ons 28 duim skottels. Jy sal sien as jy bietjie fokus op jou hanger is 32 mm dik. Hy het baie dikker en langer en groter rubbers in. Die kilogram per skottel wat hierdie implement neersit is 220 kg per skottel teenoor 'n gewone offset wat tussen 90 en 100 kW is. So jy kan vir jouself besluit, wat wil jy doen, hoe vinnig wil jy werk en hoe wil jy jou lande bewerk. As jy stoppels wil insluit teen 'n spoed, dan is hierdie implement definitief die antwoord vir jou. En kyk, hy doen dan basies net, jy kry amper dieselfde werking of jy kry eintlik dieselfde werking uit hom uit as wat jy uit 'n baie aggressiewe offset dis uit kry, né? Definitief. En hoe lyk die dieselverbruik verskil op hulle? Chip op die dieselverbruik op die implemente teenoor op ons ander hoëspoediste is maar min of meer dieselfde teenoor 'n gewone offset dis waar jy moet stadiger werk, so jou tyd is 'n faktor. En op die implemente waar jy nog steeds 12-15 km/h kan werk, jou dieselverbruik is met 40% goedkoper wat jy op 'n hektaar wegkom. So ja, dit is net 'n pluspunt om die ouetjie in jou boerdery te hê. As ek hom so kyk, nê, dit lyk daarom of hierdie ding ordentlik swaar gebou is, nê. Yes. En die ouens wat hulle nou al gekoop het by julle, wat is hulle terugvoer? Ons het nou 2 4 meters en 1 6 meter wat in die veld loop, Choppie, en ek moet vir jou sê, die implemente doen baie goed. Die ouens het nou nog nie baie hektare met hulle gewerk nie, maar die terugvoer wat ons op die implement kry is uitstekend. Okay, as ek nou van hulle soek, ek weet julle het wat op die water is, wat besig is om gemaak te word en al die dinge, ek moet seker maar spring, nê. Jy sal moet spring, ja, Chop. Om so vinnig as moontlik een te kan bestel dat hy nog voor planttyd hierso is. Definitief. Ons het 'n hele paar 4 meters en 6 meters wat inkom, so as daar enige belangstelling is, kan hulle vir Speedy of vir ons by die kantoor of vir my kontak. Ons sal jou kan help. Uitstekend, Wimpie, dankie baie. Dankie, Chop. Maak seker dat jy goed ordentlik in die grond kan insny. Buffalo Tyson. Die ding snap aan 'n vlak. As jy nog nie weet nie, ja. En jy kan iewers uitkom waar daar een van hulle is, trust my. Jy moet werk om te gaan kyk hoe hierdie masjien werk. Of kom ons check bietjie hoe hardloop hy by val.